Ons tema vanoggend, die ewige en onveranderlikheid van die verbond, en daarom mag die doop nooit herhaal word nie. Dit mag nie. En ons vind die gedeelte wat vir ons help, Exodus 4:24 tot 26, is dan ons teks vir vanoggend. Maar kom ons bid net saam. Here, dit is u heilige, absolute woorde. Help vir 'n feilbare mens om in swakheid hierdie goed reg te interpreteer, maar help ook hulle wat moet luister na hierdie woorde. As u nie die Heilige Gees hulle verstand aanraak en hulle verlig en hulle genadig is nie, sal hulle nooit ooit verstaan nie. Here, help ons om dit reg te verstaan, soos u dit verstaan het, toe u dit self neergeskryf het, in Jesus naam. Amen. Kom ons lees die woord van die Here. En op die pad in die herberg het die Here hom tegemoet gekom en wou hom doodmaak. Dit is nou vir Moses. Toe neem Sipora 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seun af en gooi dit voor Moses se voete en sê, waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. En die Here het hom laat staan. Toe het Sipora gesê, bloedbruidegom, met die oog op die besnydenis. Liewe vriende, die heilige verbond van God is nie daar vir jou en my om mee te speel nie. Ons sien dit baie duidelik in hierdie gedeelte. Moses was sopas deur God geroep. Hy is nou op pad om God se volk te bevry, maar skielik word die Here sy dodelike teenstander. Hierdie vyhandige stormloop van God was nie maar net 'n ongelukkie of 'n toevalligheid of 'n misverstand nie. Nee, dit was beslis nie dit nie. Nee, ons het hier te doen met God se tasbare toorn in sy heiligheid en sy geregtigheid. Hoekom was die Here so kwaad vir Moses? Die heilige teken van die verbond, die besnydenis, het hy nagelaat, terwille van mense vrees en huishoudelike valse vrede, en in sy eie gerieflikheid het hy God se sakrament van die besnydenis geminag. Die Here leer vir ons hier 'n baie rotsvaste, vasstaande les. Ons kan nie met God se tekens van die verbond speel nie. Jy kan nie op God se pad loop, terwyl die verbondsteken, terwille van eie gerief deur Moses, want hy was in Midian, ignoreer nie. Hy het dit gering geskat, hy het gedink hy kan wegkom daarmee, want hy was nie bereid om te ly saam met Jesus nie. Hy het die gemaklike pad gevat en die smaad van om Christus te volg vermy. Nou, hierdie teks kap elke valse teoloog en teologie van vandag by die wortel af. Dit mag nie, dit kan nie, die woord van God is baie duidelik hieroor. Jy sien ons teologiese fondasie uit die hele skrif, ek praat nie van 'n teks hier en 'n teks daar nie, dat daar slegs een genade verbond is, en vir hierdie genade verbond is daar slegs een teken. Ons moet dit baie duidelik verstaan. Om te verstaan waarom die oordoop so 'n grove skending van God se eer en heilige naam is, moet ons weer soos die Bereëns saam na die skrif gaan kyk en dit bestudeer om te sien of wat ek sê vandag reg is en wat julle hoor. Die doop het die besnydenis vervang, volgens Kolossense 2 vers 11 tot 12. Wys Paulus onteenseglik
dat die Christelike doop die Nuwe Testamentiese vervulling van die Ou Testamentiese besnydenis is. Beide is die eenmalige inleidingsteken in God se verbond. Tweedens, die inisiatief behoort altyd aan God. Hy is soewerein, hy besluit, hy kies. Die inisiatief vir die besnydenis kom van God af. Waarom hoef die teken nie herhaal te word nie, as 'n mens later in die lewe tot die dieper geloof kom nie? Hoekom as jy nou gesien het, maar my mamma het my gedoop as klein babietjie, maar ek het nou tog die reg om te besluit, ek verstaan nou eers dat ek die doop nodig het, en dan word die doop verkeerd gebruik. Die doop is die seël van God se ewige belofte. Die inisiatief behoort aan hom. Selfs toe ons nog babas was en niks verstaan het nie, het God sy naam op ons kom geskryf. Maar nou, wat is dan nou die groot sonde van oordoop? Om jou te laat oorloop beteken dat jy eintlik vir God sê, die eerste doop wat U aan my gegee het, toe ek nog swak en magteloos was as 'n papbabietjie, was nie goed genoeg nie. My eie volwasse gevolgtrekking en besluit is, my eie belydenis is, met die insigte wat ek nou het, die emosie wat ek nou het, die gevoel wat ek het, moet ek my laat oordoop. Nee, die oordoop of herdoop is 'n gruwelike minagting van God se vrymagtige genade. Hiermee verklaar jy God sy eie soewereine sakrament wat hy uitgekies het, toe jy baba was, as kragteloos en nutteloos. Nou as mens dit nou vandag moet toepas, is daar 'n groot waarskuwing aan diegene wat hulle wil laat oordoop. Daar is vandag 'n verkeerde en geweldige emosionele druk op al die gelowiges wat klein gedoop is. En dan kom jy in 'n tipe van 'n herlewing, jy ervaar sekere dinge, maar dit is nie 'n herlewing van die Heilige Gees en die vuur van God nie, dis 'n valse vuur. En dan kom jy onder 'n sekere sondeoortuiging, maar dan hierdie valse emosie wat jy ervaar, kom nie van God af nie. En dan gryp 'n mens na die groot doop, en dan laat jy jou oordoop as teken van jou nuwe toewyding. Want jy sê, ek wil nou al my sondes ontslaa raak en daarvan afgewas word, of dit moet weggewas word. Maar voordat jy verder gaan, moet ek jou waarsku, gaan raadpleeg eers Efesiërs 4 vers 4 tot 6 en ook Kolossense 2 vers 11 tot 12. Die besnydenis word hier onteenseglik verbind aan die doop. Hoor dan tog vandag die waarskuwing uit Eksodus 4. God het vir Moses amper doodgemaak, hy het nie gespeel nie, omdat hy die verbondsteken nie aan sy tweede seun wou gee nie. Wanneer jy jou laat oordoop, tree jy op soos Sapora, wat die besnydenis as 'n bloot menslike emosionele ritueel beskou het. Oordoop is nie 'n daad van ekstra gehoorsaamheid nie, dit is 'n daad van ongeloof. Jy glo nie God se beloftes by die doopbak toe jou ouers jou ingedra het nie. Jy sê God se beloftes oor jou lewe was nie vir hom genoeg, vir jou genoeg nie. Moenie jou eie geestelike emosies bo die ewige rotsvasstaande belofte van God stel, wat by jou eerste doop oor jou uitgespreek is nie. Moenie. Toe jou mamma en pappa jou daar by die doopbak vir die Here gegee het die Here van sy kant afgekom en vir jou gesê, ek wil vir jou 'n God wees, en jy moet vir my 'n kind wees. En dan word daardie belofte waar, wanneer God sy kant nakom, en jy omhels hom as jou enigste redder. Nou die ernstige saak.
almal wat vanoggend na my luister, het vandag die roeping van God om jou verbondsdoop te beskerm tot die dood toe. Julle word almal vandag nou opgeroep om hierdie verbondsdoop te sien as julle enigste doop en beskerm jou baba doop met jou hele lewe tot die dood toe. Hoekom sê ek dit? Ek wil miskien net uit ons boek lees. Kan iemand net die boek bring? Dis baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Baie dankie. Ek wil tog vir julle dit voorlees. Jy sien, toe jy gedoop was, het daar iets wonderliks gebeur. Jy is in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Jy is in die karakter van Jesus ingedoop. Daarom is dit so gevaarlik. Jy is gedoop in die karakter van Jesus. Nou waar sien ek dit? Ons kry dit met in Numeri 6 vers 24 tot 27, waar Aaron die seën uitspreek oor Israel. Hy sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En dan hierdie baie belangrike ding wat die Here noem. Hoor die woord van die Here. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. Dit is die seën van Aaron, waar die kindertjies geseën word. En wat gebeur daar? Jy word deur ons gaan aan. Hierdie is baie belangrik. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. Dis van die begin af was die kinders ingesluit in die verbond. En so word hulle dan geseën. Die Here doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy doop jou in die karakter van Jesus Christus. Ek sal vir jou 'n God wees, en jy moet vir my 'n kind wees. Anders word jy nie geseën nie, jy het niks. Ons moet vandag veral versigtig wees teen, baie dankie. Ons moet vandag veral dan versigtig wees vir teologiese afwatering van die kinderdoop. Moenie toelaat dat die wêreld of hierdie modernistiese kerke jou wys maak dat die kinderdoop net 'n tradisie is nie. Nee, dit is die fundament van God se uitverkiesende genade, en jy mis God se seën heeltemal as jy nie sy verbond hou nie. Nee, leef jou doop daagliks uit. Jy met jou eerste verbondsdoop elke dag, moet jy jou hele lewe lank toeëien en nuut maak, deur elke oggend uit te trek dit wat verkeerd is, en aan te trek wat reg is. So verbeter jy dan jou doop, en gebruik jy dit reg, en soos jy elke dag na Jesus kyk, verander hy jou al hoe meer na sy beeld. Onthou vir Moses, die mense wat na die koperslang gekyk het gesond geword. Kyk vandag na Jesus en omhels hom, en ontvang jou vrede met hom. Dit is jou kinderlike verbondsreg. Nou sê, ja, ek het so gesondig, ek het geval in die sonde, ek het ver afgedwaal, ek het my laat oordoop. Moenie bang wees nie. As jy geval het in hierdie sonde, as jy dit gedoen het, hardloop vandag terug na Jesus Christus. Kyk na hom soos die koperslang, en hy sal vir jou vrede gee, en hy sal jou vergewe, op grond van sy gesed liefde, sy verbondsliefde vir jou, wat hy by die doopbak uitgespreek het. Ek sal vir jou 'n God wees, ook vandag.
Hardloop terug na hom. Vra vir hom, vergewe my Here, ek het nie geweet hierdie goed nie, ek het dit nie gehoor nie, maar ek is van nou af bereid om my eerste doop te aanvaar en dit elke dag te verbeter tot eer van u heilige naam. Ek wil elke dag vir u lewe. Ek wil uit die verbond leef. U is my God. Ek sal vir u 'n kind wees. Vergewe my, Here, op grond van die ewige verbondsbelofte. Daar's geweldige druk, nie net van kerke nie, maar van Satan self. Gee aan Satan geen vasttrapplek in jou lewe nie. Weerstaan hom met die woord en hy sal van jou wegvlug, is die belofte. Al kos dit vandag jou populariteit, al kos dit al jou vriendskappe, al beskuldig mense vir jou, maar jy is nie wedergebore nie, en dat jy nou weer terugval na die tradisies toe. Ek sê vir jou in die naam van die Here, moenie God se verbondsteken verruil vir 'n goedkoop mensgesentreerde seremonie in 'n swembad of waar jy ook al gedoop het nie. Beskerm die volmaaktheid en reinheid van God se sakrament in jou eie huis, maar ook in hierdie kerk, tot die dood toe. Jy sien, daar is net een ewige evangelie van genade, daar is nie twee nie. Toe Moses daar magteloos gelê het onder God se oordeel, het die bloed van die besnydenis vir hom ook redding gebring. Vir ons het die kosbare bloed van Jesus Christus eenmaal en vir altyd, nee tot in ewigheid gevloei. O metelesete. Toe die Here daai woorde aan die kruis uitgespreek het hy die verbond vervul. Hy het alles gedoen wat jy nie kan doen nie, nooit nie, in jou plek. Maar hy het ook die ewige straf kom dra op hom. En so word jy dan nou vrygespreek, as jy net na Jesus kyk en in hom glo. Romeine 6, 9, 10 sê, so is daar net een Here, een geloof, een doop. En wat van Efesiërs 4, 5? Om die doop te herhaal beteken dat Christus se offer op Golgotha nie nooit weer kan herhaal word nie. Dit is afgehandel, dit is oemetelesete. Die kop van Satan is vermorsel daar. Ja, hy byt ons aan die hakskeen. Daar's groot enmity tussen ons en die ongelowiges. Maar hy het uitgeroep, dit is volbring. Hy het alles vir jou in jou plek gedoen. Hardloop na hom toe. Ek wil afsluit deur saam te vat. Mag die Here jou vandag die krag en die genade gee om soos getroue Bereëns vas te staan in die woord. As u dink aan oordoop, bekeer u van daardie valse, hoogmoedige gedagte. God weerstaan die hoogmoediges. Aanvaar sy werk. Kom tot rus in God se voltooide werk. Rus daarin. En dan as jy reeds gedoop is, wonderlik. Dra daardie doop as 'n ere reg elke dag wat van God afkom. Leef dit uit jou doop elke dag. Verbeter jou doop daagliks, elke oggend. Bely jy dit wat verkeerd is tussen jou en God, maar jy doen ook die goed wat God jou beveel het. Word 'n verbondsonderhouer. Moenie 'n verbondsverbreker word en jou laat oordoop nie. Jy val uit God se genade uit. Hoor my. Leef elke dag. Verbeter jou doop. 'n heilige gehoorsaamheid aan sy verbond. En verdedig hierdie waarheid tot u laaste asem. Amen.